staande mag, die manne en vroue, die hele SAW en Seunsbroederskap, wie vanaf die 60er, deur die 70er en tot die 80er jaar op die grens en elders ons mense probeer verdedig en beskerm het. Om die kampvuur gesels ons oor die lag en die huil, die stap en die hardloop, die drill en die marcheer, die oefen en die ontspan, die werk en die speel, die sweet en die rus, die vastbyt en die jiphou, die val en die opstaan, die baklei en die weghardloop, die suksesse en die mislukkings, maar ook die bloei en die doodgaan, die treur en die vroeging en veral die onthou. Ons onthou ons helde en gevalle makkers en die gewone soldate en polisiemanne, van troep tot korporaal tot sersant tot offisier, wit, swart, bruin en geel, wie saam onder die oranje, blanje, blauw gedien het in Suidwes en Angola, in Rhodesia en Mozambique en in Suid-Afrika self. Om die kampvuur vertel ons hulle stories, maar laat ons hulle ook self terugdink en pyns en onthou. Luisteraars, ons twee vanaand hier by mekaar by om die kampvuur en ons het vanaand 'n gast wat ek die eerste keer raak gesit toe daar by 'n sekere eenheid sprake was nou, wie's nou eintlik deel van ons en wie's nie, wie's eintlik bevoorreg om ons bereid te dra en wie nie. En toe daar in die loop van die gesprekke het daar so 'n stemmetjie opgegaan van agteraf en sê, hey, maar julle vergeet van ons. Julle was bly genoeg om ons as ondersteuning te hê van agteraf, wat van ons? En dit is natuurlik die, soos dit in goeie Afrikaans bekend staan, die gunners, die kanoniers, wat letterlik onsigbaar is vir die ou voor op die front, maar waarsonder daar waarskynlik baie ouens was wat baie minder heldhaftig was in die veldslae wat daar veral in die laat 80e jare aan die Angolese front gelewer is. Daar is ook 'n foto wat ek wens ek kon dit vir die luisteraars wys. Daar staan so 4 of 5 van hulle. Lekker jonk, lekker fris en lewenslustig daar teen die walle van die Kavango rivier. En terwyl hulle smile vir die kamera, stap daar agter so 'n groot olifant verby. Wat 'n onmiddellike idee gee van waar dit was. En dit was natuurlik daar langs die Kavango by Buffalo. En dit was in die laat 80e jare toe daardie spesifieke eenheid uitgebrei is om meer slaankrag te kry, beide voor, deur ratels en so aan, en agter, deur ondersteuning van die G5 en ander kanonne wat ons gehad het. Ek gaan nie verder kikkel oor die tema vanaand nie. Dis oor na Ben, ons gas vanaand. Ben, heel eerste goeienaand. Goeienaand, Willem. En jy moet nou maar vir ons vertel, hoe het jy, wat Ben is, hoe het jy nou daar beland, daar bo teen die grens? Wat was jou pad van, hoe ons allemaal begin het as 'n skoolseun en dan uiteindelik opgeroep en so en so? Yes, Willem, ek moet sê, goeienaand Sakkie, goeienaand luisteraars. Man, ek het groot geword in Kempton, was tegniese hoërskool gewees, en die meeste van die tegniese ouens is either, hy word TDK toe gestuur, of hy gaan artillerie toe, jy weet. Ek het hoofsaaklik, hoe ek al beland het, is, ek was in lyn om lugmag toe te gaan, staande mag, maar as 'n ontwerptekenaar. Wat toe gebeur het, is, hulle, toe het nou uitkom by die, jy weet, dat die matriekjaar nou klaar is, sê hulle vir my, okay, gaan so lang weermag toe, artillerie, ek is ingedeel toe by 4 aarde aan Potch,
gaan so lank soontoe as jou basies klaar gemaak het, dan, jy weet, dan kan jy net oorkom lugmag toe as jou finale kering deur is en dit. Man, ek was klaar met basies in Vierhart. Toe ons daar klaar is, toe is die storie van die lugmag op daai stadium het nie verdere poste oop nie. Toe sit ek nou en ek sê, okay, ek is nou klaar in artillerie, nou ons moet my beste van die slegte saak maak, jy weet. Man, ons het deurgegaan, ons het G5 opleiding gedoen op daai stadium in 85 het hulle state of emergency verklaar. Toe dit gebeur, toe gaan ons is seker omtrent so 3-4 maande in Soweto gewees. Ek weet nie of julle onthou nie, ons daai tyd het ons, binne 3 dae het ons wat 800 mense gearresteer, toe sê hulle, hey, hang aan, moenie meer arresteer nie, het raak nou te rof. Ja. Maar, ons is eerste jaar klaar in Potch, toe gooi hulle ons in 4 saai toe. Toe is ons mag in wese, toe gaan ons deur, toe is ons nie meer 4-2 battery nie, toe word ons Quebec battery. Man, ons is in Quebec gewees, ons het 86, die inloop van 86, het ons weer onluste gaan doen, maar jy weet, jy moet nog jou artillerie opleiding, jou G5 opleiding, en dit moet nog gedoen word, so tussen al hierdie ander goed, is, jy weet. Man, ons het in Leboa het ons onluste gedoen, ons het in Witbank gaan onluste doen, en hier is so middel van die jaar. Toe sê hulle vir ons, hoor die so hang aan, toe onttrek hulle ons uit Leboa uit, toe sê hulle nie, ons is veronderstel om 'n vredesmag te wees, ons raak te roekloos daar binne, jy weet, nie, ons raak verveeld. En hier so einde Junie, toe sê hulle vir ons, hoor die so, julle gaan nou mobiliseer, julle gaan Luatla toe. Nou, jy weet, al die army ouens is 'n vrees amper vir Luatla, want as jy Luatla toe ons nou gaan, is nou ons die rondvoeterkamp, jy weet, hulle voeter jou daar op van 'n kant af, jy weet. En man, ons het eerste oggend het ons almal in die voertuie geklim en jy weet, hulle het ons nog 'n dagpas gegee net voor die tyd vir die ouens wat naby bly kon gou-gou nog 'n ding wegvat of gaan haal of wat ook al. En hier trek ons weg in Middelburg met die Hengse konvoi. Ek dink is seker omtrent so by 70 karre gewees, 70 voertuie. Toe gaan ons op, man, die eerste aand slaap ons daar naby Arpington, die tweede aand. Toe is ons deur die Suidwesgrens, toe weet ons nie, okay, nou is nie Luatla nie, nou is nou regtig, ons gaan nou regtig op grens toe. En ons is deur tot op Roendo, van Roendo af deur Buffalo Base toe, en dis hoe ons daarbo gekom het, in 3-2. Nou sit julle nou daarbo, nou het julle nou daarbo aangekom, julle met julle 70 voertuie, was het nou al die 70 voertuie met alles wat op en toe maak? Man, ons konvoi was omtrent 70 voertuie, ek weet, want ek was op daai stadium, jy weet, ek is 17 en 'n half gewees, toe ek in Weermag toe, ek is al 6 maande in die Weermag gewees, toe word ek eers 18. Die ouens wat saam met my was, van die ouens is, hulle is seker so 3 jaar ouer as ek al, jy weet. Ek sien dit nou, want die ouens begin nou so een na die ander, hier so op Facebook sien ek, die ouens raak nou 50 en 51 en dit, ek dog, jongane, die ouens is daar baie ouer as ek gewees, hoor. Ek sien van die amper snotkoppies gewees daar in die army, jy weet, die jongstes. Maar, man, wat daar gebeur het is, toe ons nou op 3-2 kom, toe is nou, op pad 3-2 toe, het hulle vir my ingedeel by 'n staf wat voertuig moet help bestuur. Nou, toe het ek nog nie eens my siviele lisensie nie, toe moet ek al help nog hier uithelp met voertuie en daai tipe ding ook, jy weet, gelukkig, jy weet, jy sit in die Weermag en jy speel basies net co-driver, jy weet, hier en daar het jy oorgevat en aangegaan. Maar toe ons daarbo kom, ek weet vir 'n feit, ons konvoi self, was ons 140 ouens gewees en 70 voertuie. As amper 2 voertuie jy weet, 2 ouens per voertuig gewees. Nou, wat met ander woorde, Ekskuus Ben, wat was nou alles in daai 70 voertuie met die net 140 ouens? Die 8 G5 kanonne, met hulle gun trackers, saam 100 gun trackers, dan ammunisievoertuie, kyk die G5 is ammunisie is groot, hoor. Jy weet, jy praat van 155 mm projektiele. So daai goed, jy kan nie, is nie soos R4 patrone of jy weet, fiber brandings wat jy sommer kaste vol opvat nie, dit is nogal is amper 'n mag op sy eie, net om die projektiele daarbo te kry, jy weet.
jou bevelsvoertuie, jou 4-beerposte wat jou, jy weet, al die computers gehad het en dit. Hulle, kyk wat gebeur is dit, jou G5 is afhanklik van wat die 4-beerpos ook vir jou sê, waar jy moet skiet. Jy weet, dit is nogal redelik tegnies die hele storie. Jy stuur weerballonne op, die 4-beerpos sal dan sê, okay, trek die eerste skote af en op grond van waar die skote val, gee hulle net vir ons koördinate wat dan sê hulle, okay, soveel grade hierdie kant toe, bietjie korter of bietjie langer, jy weet, hulle gee vir jou al die koördinate deur na jou kanon toe. Jou kanon sit met 'n komputer basies op hom. Wat jy kry al jou bevele kry van die 4-beerpos af, jy stel jou kanon in volgens dit, en dan trek jy skote af, en jy weet, as alles reg is, dan kyk jy na so 40 kilos ver, dan kan jy meter by meter doek uithaal, jy weet. Dit is hoe akkuraat die G5 kanon is, jy weet, dit is seker die beste kanon in die wêreld op daai stadium gewees. Ek weet nie, vandag die G6 is meer gemechaniseerd, maar jy weet, jy het selfs trefafstand as jy gehad het al klaar met die G5, jy weet. Maar die G5 kon 40 km verskiet, was dit sy maksimum afstand? Jy kon bietjie verder gaan met jou basebleed projektiele, jy weet jou tracers, maar ons het gemik op 40 km kon jy akkuraat, 'n meter by 'n meter doek uithaal. En daarmee is jy ver voor enige Sowjet of vyand kanon, né? Ons was, hoor, kyk, toe ons het ingegaan saam met 3-2 om operasie Alpha Centauri te doen in 86. Man, ek dink ons het so seker omtrent 6 weke gevat om naby Quito te kom. Die G5 was ons versigtig mee, jy weet, ons wou nie goed breek voor ons hulle gebruik die eerste keer nie. Jy weet, dis die eerste keer wat die G5 operasioneel gebruik was in Ops Alpha Centauri. Wat dit aanbetref het ons het kanonne ingevlieg tot, ek dink dit aan die ander kant Mavinga gewees. Kanonne ingevlieg soontoe, terwyl die guntrackers en almal ingery het. Ons het daar 2-3 aandag wag vir al die kanonne om deur te kom, met hulle ingevlieg is. Van daar af toe gaan ons op verder noord. Maar jy weet, dit is 'n slakkepas, jy kon net in die aand beweeg. Jy het met daai klein, hierdie wat hulle deesdae op die visvang gebruik, daai neonliggies, jy het dit gevat en agter die voertuig voor jou vasgehad, en jy het net daai groen liggie of geel liggie heeltyd so gevolg, jy weet. Is nogal is 'n straf gewees om agter 'n stuurwiel te sit, jy weet, jy sit in die volgende oomblik en raak die ding amper weg hier voor jou, en dan sien jy weer, nou is hy weer by jou, jy weet. Maar so het ons opgegaan tot ons in stelling was. Was jy een van die drywers? Ek was nie drywer nie, ek het van het ons uit Suid-Afrika uit, is so 2 aande uit Suid-Afrika uit. Toe het ek gehelp bestuur oral waar die ouens kon, jy weet, die ouens is bietjie, jy het moeg geraak om die hele tyd agter die stuurwiel te sit, jy weet. Jy het oral, almal het amper drywer gespeel daarbo, net om die konvooi te kry tot waar hy moes wees, jy weet. Almal het 'n beurt gehad om te bestuur, kan jy sê. Nou, dit was nou 85 of 86, nee? Dit is 86, man, ons D-dag, soos ons dit noem, wat ons Quito kan die wel eerste skote geslaan het mee, is hier so in die omgewing hier, ek dink by die 9de tot die 16de Augustus omtrent. Ja. Maar sê my, Ben, net om dit uit die pad uit te kry, Quito het ons nou al voorheen van gehoor, in die Hooper en Packer en so aan, maar jy was nie betrokke by die operasie voor die tyd waar die artillery basies op sy eie iets reg gekry het sonder enige grondtroepe nie. Dit was Alpha Centauri, né? Alpha Centauri, dis waar ons betrokke was, hoor, in 86. Okay, dit was nie Quito nie. Kijk, nou ons het modulair gekom. Die jaar na ons, dink ek, was modulair gewees. Maar ons is die eerste ouens wat die G5 operasioneel, basies jy kan sê, gaan toets het, kan jy sê. Hulle het vir ons 81 geregistreerde teikens gegee in Quito. Dis julle manne se werk gewees. Kyk, ons het geen verkenningswerk gedoen nie. Jy is dalk deel nog gewees van die span wat al die verkenning vir ons gedoen het op Quito, en jy weet al die koördinate en al die goeders vir ons in die hande gekry het. Ben, ja, okay, wat myself aanbetref, ek was toe nie daar nie, ek was besig met iets heeltemal anderste. So vir my is dit nogal nuut en interessant wat jy vertel, maar die
Alpha Centauri was gemik teen Quito, maar daar was op daai stadium geen grondtroepe betrokke nie, né? Man, ons was G5, 'n battery G5, 8 G5. Dan is daar 'n battery MVL 4 lanseerders gewees. Daai wat op die Samel 20, het lyk soos Samel 20 amper. Jy weet sy size. Hy het 24 vuurpyle wat hy gehad het, wat elkeen afgevuur het elke keer, jy weet. Maar hulle was saam met ons gewees, en dan het ons het hulle genoem die Mossy Gunners, jy weet die lugafweer. Hulle was saam gewees. 3-2 se grondtroepe het ons rondom verdediging vir ons gedoen. En dan die UNITA is die enigste ander infantry wat saam was. Ons het basies daai tyd het ons op Alpha Centauri is geloods deur UNITA, kan jy amper sê. Ons het almal basies ondersteuning gebied aan UNITA. Jy weet, dit is basies wat gebeur het met Alpha Centauri. Hulle sou oorspronklik hulle lugmag ingebring het met cheetahs. Toe sê hulle nee, dat as die cheetah deurkom, ek weet nie hoe ver dit waar was nie, maar daai het hulle gesê as die cheetah inkom en hy kry jy weet, hy word in die lug wat hy aangeval word deur 'n miek of enigiets soos dit, dan sit hy in 'n situasie van as die geveg langer as 2 of 3 minute was, dan kon hy nie langer aanhou nie, jy weet, dan sou hy nie kon terugmaak tot waar hy moes land nie. Toe onttrek hulle die cheetahs. Toe sê hulle die ratels, as ons te lank daar binne bly en die morasse, die sonas word morasse, dan gaan die ratels dalk sukkel om uit te kom. Op die einde van die dag, ewen ons bevelvoerders is in met buffels gewees. Jy weet, daar's geen ratels gebruik saam met ons nie, in ons groep nie. En kyk as daar voertuig al binne, jy weet, seer gekry het of so, dan die wit hingste, daai recovery voertuie, dan hulle maar die voertuig gehak en saamgesleep, jy weet. En daar was geen, julle het basies die hele veldslag beklei op julle eie oor 'n ver afstand. Daar was geen van ons eie troepe wat enigstens betrokke was. Daar was geen ander troepe behalwe 3-2 of UNITA wat betrokke was by die operasie nie. Artillerie moes op die einde van die dag die oorspronklike sagmaakwerk doen wat die lugmag actually moes doen met bomme. Jy weet wat hulle moes drop vir ons. Die G5 het die aanvanklike sagmaakwerk gedoen. Ons het 81 geregistreerde teikens plat geskiet. En toe na dit gebeur het, oor 'n tydperk van omtrent 3 dae, toe UNITA basies ingestap en jy weet die Quito onder beheer heeltemal oorgevat. Toe sê hulle, okay, ons moet onttrek. Toe ons onttrek, kyk, daai tyd, jy sit in 'n scenario van, het is ook 'n ander ding gewees, jy het artillerie teenvuur teen jou gehad, wat baie min mense gehad het. Jy weet, jy hoor net die stories van die mense sê, ja, as hy rooi oog hier bokant jou stil raak, moet jy weet, hy gaan omtrent so 300-400 meter agter deur die grond slaan. En ek sê, toe ons daai eerste skote trek op met Alpha Centauri daai aand, ons teiken, ek onthou het nog soos daglig, wat is dit, Echo 5 gewees, was die teikennaam gewees. Toe ons daai skote aftrek op hom, toe vind ons na die tyd uit, nee, maar hoor jy, ons het die menasie, 10:05 die aand het ons die menasie gebom. En toe dit nou gebeur, toe sit ons in 'n scenario, jy weet, jy voel nou half, jy weet nie wat en waar en wat om te dink nie, en jy weet, jy is nog jong, jy doen dit wat gesê word en jy gaan aan, jy weet. Maar die eerste teenvuur wat ons het, is omtrent 18 sekondes reaksietyd. Voordat ons skote daai kant geland het, binne 18 sekondes, toe skiet hulle 2 van ons voertuie uit. En ek sou sê, ek self het binne in 'n Vauxhall gestaan, en jy weet, as jy in die army is, jy ook moes nou lei om gate te grou, jy weet. Jy grou 'n Vauxhall, dat hy net so 'n beldiepte is, jy weet, en jy vou die Vauxhall soos jy veronderstel om nie te grou nie. Net om rede jy gedwing word om dit te doen. Ek sou sê, daai eerste skoot, toe hy tref, toe hy voertuig uitskiet agter ons, ek het omgedraai, toe ek geluid hoor, toe draai ek om te kyk, waar gaan hy nou land? En ek beloof jou, dit is so 'n rooi gloed wat ek gesien het, toe ek hy rooi gloed sien, toe is ek klaar weg binne in die gat, ek weet nie, ek het nie gebuk nie, ek dink my bene het net gepad onder my, maar jy skrik.
jy is ietsie wat jy nie verwag nie, hoor. Dit is die eerste keer wat ek ooit in my lewe artillerie teen vuur of naby artillerie vuur was, wat dit aanbetref, die teen vuur storie. Want gewoonlik op 'n veldoefening, dan skiet jy net die skote en jy's mos nie op die eindpunt om te sien wat gebeur nie. En toe daai skoot val, hoor hierso, ek is af in die gat. Hy stafsersant daar af, hy sê begin van bestoking, ons doen hom nee, bogger jou, jy kan self die skoot begin skiet, hierdie ouens gaan ons doodmaak. Jy weet, ons weet mos nou, op artillerie 4 is mos nou net koördinate wat geruil word, dan gaan ons mos nou gaan hulle ons nou verder uitskiet, jy weet. Daai tweede bestoking wat ons moet skiet, hoor die so 'n paar minute langer gevat, hoor die ouens het gesukkel om hulle moed bymekaar te kry om hy skote te gaan skiet. Ag nee, hierna so 2-3 ure wat ons besig is om te skiet en die skote val terug. As hulle vir ons sê, hoor jy, daar's teen 4 foxholes, dan skiet ons nog eers 'n skoot af voordat ons foxholes toe gaan. As jy sien die skote is ver van jou af, het jy nie eers geworry nie, dan het jy nie eers foxholes toe gehardloop nie, jy het net aangehou skiet. Toe raak ons mak. Hulle sê mos daai eerste paar ure van so 'n botsing soos dit, wat jy soos nog nooit in jou lewe nie, en van daar af voel jy vere. Dan is dit nou maar of jy moet doodgaan of hulle moet doodgaan, is nou een van daai twee. Maar dit is fisies wat gebeur het daar so met ons. Ja, ek kan my baie goed indink. Veral daai dieper grou, ek het dit al baie gesien. Myself ingesluit. Hoor hierso, daar's net een ding wat ek jou wil vra. Ons het nou gehoor, die G5 was die tyd ver vooruit, was 'n helse goeie ontwikkeling. 40 km ver kan hy skiet en geen een van die Russiese kanonne kon daai afstand terugskiet nie. Nou, kon hulle vuurpyle daai afstand dek? Man, weet jy wat, ons het nie 40 kilos uitgestaan nie. Kyk, die range wat ons gehad het was 40 kilos. Ek dink ons was ingelê omtrent so 15 tot 20 kilos maksimum buite Mavinga, buite Quito, toe ons daai skote getrek het. En met dit saam, kyk, dis binne hulle range gewees. Ons het 'n job gehad om te doen, ons as artillerie. Ons moes 81 teikens verwoes. En ons het in daai 3 dae termyn, in daai 3 dae tydperk, het ons al 81 verwoes. Ons het onttrek vir omtrent 2 dae, wat ons op die terugmars was. Toe stop hulle ons, toe het hulle met 'n helikopter ingevlieg. Dus die hoof van die weermag en die leer en almal, toe kom hulle in vir samesprekings. Toe hulle kom vir die samesprekings, toe sê hulle, okay, UNITA is weer uitgedryf uit die dorp uit, want hulle het versterkings ingekry van die noorde af, ons moet weer teruggaan. Dus die ouens, moet op hulle skoene, hoor, hulle dog toe amper, hulle is nou op pad huis toe, jy weet. Toe draai ons om, toe gaan neem ons weerstelling in op 'n ander plek, toe het ons, ammo depot geraak geskiet. Ons het ammo depot geskiet, ons het 'n lugmagbasis wat daar naby was, aanloopbaan basies opgeskiet, dat hulle nie kan land en opstyg daar nie. Want op daai stadium was dit spotterplanes in die lug, en ons mix, en jy weet, hulle het ons gesoek. Hulle het Quebec battery in 86, ons was die amptelike, soos hulle gesê het, spookbattery. Maar, kyk, ons het daai volle vuur gevat en, okay, ek dink van die rondom verdediging ouens van 3-2 wat ons saam met ons gehad het, hulle het van die oupies, van die observation ouens van Quito, het hulle uit bome uitgeskiet. En van daar af, toe is het all over the show, toe weet hulle nie meer waar ons is presies nie. Hulle het ons gejag, hoor, ons het vir 3 dae op een stelling vastgelê. As jy in die geskiedenis gaan kyk, is dit nog nooit gewees, het dit nog nooit toe gebeur in Suid-Afrikaanse geskiedenis met artillerie, wat battery kanonne op een plek inlê vir so lank nie. Jy skiet gewoonlik jou skote en dan beweeg jy. Die MVL ouens, jy weet die vuurpyllanseerders wat saam met ons was, dan is hulle links van ons, dan is hulle regs van ons, dan is hulle agter ons, dan is hulle voor ons. Hoor jy so, hulle het rondgehardloop, want die vuurpyle het baie beter vuur getrek as die G5, hoor. Het gelyk soos 'n reënboog. Dan kyk jy en dan sien jy, hier kom die reënboog hierdie kant, dan weet jy, okay, die ouens gaan nou weer hier verby jaag met 'n spoed om uit die vuur uit te kom. Met dit saam het hulle presies geweet waar die MVL rocket launchers die hele tyd was, maar hulle het nie geweet waar die G5, even met spotterplanes wat deur die lug was, het ons nog steeds nie gekry nie. Die eerste skote wat ons stelling raak getref het na daai eerste bestoking, was seker omtrent so 'n uur nadat ons uit die stelling uit beweeg het.
toe het hulle ons stelling plat geskiet. So ons was seker net betyds gewees om uit te wees ook daarso. Nou, die feit dat julle so lank op een plek geskiet het, was dit as gevolg van die vyand se vrot skiet, of julle heldhaftigheid, of wat? Willem, ek het nie idee nie, maar kom ek sê so, nee, die feit wat ons vir 3 dae moes lê in een stelling, het dit laat lyk na 'n volopstelling. Dis in ons voordeel gewees, nee, maar kom ek sê so, ons het geworry daaroor. Kyk, outomaties as jy skiet, en jy weet die artillerie begin die hele tyd rondbeweeg, dan verwag jy uit alle rigtings uit, jy weet. Maar, daar's een stalienorgel of iets gewees wat hy is die naaste aan ons gewees. Die ander ouens as hulle skiet, dan het ons nie eens Foxholes toe gehardloop nie. Maar as die stalienorgel, as hulle sê die stalienorgel uit die rigting uit het geskiet, dan weet ons ook, nou moet ons hardloop, want hy is naby ons, jy weet, hy is die naaste aan ons gewees. Maar as hy die eerste keer toe ons die teenartillerie vuur gehad het jy nie geweet wat om te verwag nie. Jy weet, jy so laks as jy na die gat toe geloop het en als. Hy tweede keer toe hulle vir ons sê Foxholes. Ek sê, jy spring in enige gat. Jy ons mekaar het gat uitgejaag, jy moest gesien het, dit was nogal sport geweest. Ons het gelag oor, maar jy grou met jou hande, jy grou met 'n staaldak, enigiets om my gat dieper te kry. Ek dink hier by die 3de, die 4de keer wat hulle in die begin, toe hulle begin skiet het. Hier by die 4de keer, toe is die Foxholes, almal se Foxholes omtrent nekhoogte, nekdiepte. Dus hulle gegroot met die hande en met die staaldakke, net om die gate dieper te kry. Die sand daarso is daarin beter, jy weet self, sand daarso is soos woestynsand. Dis 'n baie mooi wêreld daai, as nie was vir die oorlog nie, jy weet, dis basies so oerwoud wat in 'n woestyn geplant is, kan jy amper sê. Ja, ek kan my goed indink, daai grouery, tot jy omtrent in daai Foxhole kan staan. Het julle enige terugvoer gehad, hoe effektief julle bombardement was? Man, kyk, toe ons skote trek, ons eerste skote toe ons trek, toe ons klaar op target gewees. Nou, ek weet nie hoeveel was dit nie, hulle praat van 'n paar duisend, maar toe ons eerste skote trek, is dit basies 'n menasie gewees. Die menasie was ons eerste teiken gewees. Hulle het 5:00 die middag in die menasie ingegaan om te eet, en 5:10 toe trek ons eerste skote. Nou, daarso het ons harde slag geslaan al klaar, jy weet, en die ouens wat voor op Oupie was, het na die tyd vir ons gesê, julle moes gesien het, die ouens hardloop, 'n vrou gryp haar kind en hardloop sy vir 'n gebou, dan word die gebou voor haar plat getrek. Nou, volgens hulle was ons heeltemal suksesvol geweest met die hele operasie, jy weet, ons het ons teikens wat ons moes uithaal, het ons uitgehaal. Het hulle nie tanks gehad en so aan nie, het julle tanks ook kon raakskiet? Ons het geen, jy weet, face-to-face, ons was glad nie face-to-face met enige tank geweest nie. Op die terugmars het ons, jy weet, jy beweeg net in die nag, jy het so stil as moontlik beweeg, en ek beloof jou, kyk, ons het by 3 maande gesukkel om uit Angola uit te kom daai tyd. Van Quito af terug tot op Buffalo Bay, so seker by 3 maande geweest, ons gesukkel het met die G5 om uit te kom. Dus ons gejaag het. As gevolg van wat ons hulle aangedoen het, jy weet. Nou, het hulle fisies agter julle aangehardloop, of maar net probeer met hulle artillerie by julle buite? Hulle, die lugbedreiging was die ergste, hoor. Jy lê in 'n stelling, en die volgende oomblik dan sien jy hoor die mang, en daar is nou spotterplanes in die lug, jou verkenningsvliegtuie. Want hulle nou seker ligfoto's geneem en mal gegaan, en dan as jy ook kan kry, dan is daar nou weer mix wat deurkom, jy weet. Dit was, soos jy ons sê, hulle was superieur in die lug gewees. Ons het weggekruip, laat dit bars. Daar's tye gewees wat ons gedink het, hoor so, hulle het ons gesien, daar's nie 'n way nie, hulle moes ons gesien het. Dat ons heeltemal wegbeweeg, seker omtrent so kilometer wegbeweeg van die kanonne af en als, net so in case hulle dalk die kanonne dalk uitskiet, jy weet. Of die konvooi probeer uitskiet, dat ons nie in die voertuie self was nie. Dit het gebeur. Jy weet, hier na 2 ure, dan begin jy so stadig nader sluip, en dink jy nie, okay, dan het ons seker nie gesien nie. Maar dit was nogal vrees aan die hand op stadiums, maar ek sê, jy het jy sports gehad, jy het gelag met dit, hoor, dit was
as jy stafstation sien hardloop en hy sê, hoor jy, ek wil by jou gat in klim, jy sê, nee, los uit, dit is my gat, kry vir jou eie gat, en dan die nogal gelag, hoor, stafstation wat so haast is die gat rond hardloop, en hy weet nie waar om in te gaan nie, die ouens wil elkeen sy eie gat hê, het was sports gewees, hoor, en ons gelag daaroor. Ja, ons kan vandag lag, maar ek is doodseker op daai stadium, was dit alles waalag, nee? Ja, kom ek sê so, dis vrees aan die hand gewees. Het naderhand het jy op 'n stadium gekom wat jy verig gevoel het, hoor. Dit was, doen die werk, kry dit te doen, anders te word ons uitgehaal, met ander woorde, hoe meer effektief ons is, hoe minder effektief is hulle. En met dit saam was die storie gewees, straightforward van, as ons nie doen wat ons gesê word, ons moet doen nie, dan gaan ons doodgaan daarbo. Met ander woorde, doen wat jy gesê word, jy doen, wat jy moet doen, en as jy weet, jy het dit tot die beste van jou vermoë gedoen, as hulle sê begin van bestoking, het jy die bestoking gedoen, jy het seker gemaak, alles is haarfyn, dat jou kanon reg is, jy het seker gemaak, jou kanon, kyk, terwyl jy skiet, jy sit met lope wat warm word, al die type dinge, jy weet, is 'n storie van, die kanonne moes onderhou word, terselfde tyd, terwyl jy geskiet het. Ook as tye wat die ouens, jy weet, oor daai wat ons fisies in die geveg betrokke was vir die 3 dae, dat die ouens papflou is, jy weet, jy val soms so langs die ammunisie in 'n gat half, jy weet, so 'n halwe loop is, ons sulke loopgrawe gegrou vir die ammunisie, dat die ammunisie net onder grondvlak is, jy weet. As daar 'n bom naby ontplof, dat die ammunisie nie getref word deur dit nie, jy weet. Jy weet, met die spervuur, jou doodsakker, jy weet, wat hulle noem, rondom jou projektiel of jou vuurpyl, wat hulle jou mee skiet. Nou, met dit saam, is die storie van die ouens, het partykeer, dan val hulle plat binne in daai gate, dan raak hy sommer in die slaap, en dan, jy maak jou wakker, jy probeer jou wakker maak, ek weet, ek was eendag het in my gebeur, wat ek toch hoor, ek gaan net oor toe maak, net vir so rukkie, en ek lees so langs die nisse, en hulle probeer my wakker maak. Dis die begin van bestoking, en ek weet nie, ek het seker gesê, ja, okay, ek's nou daar, of wat ook al, en toe ek my kon kry, toe klap, hy skoot hier by my, hoor. Dus ons eie kanon wat skoot klap, maar jy dink outomaties, ja, jy's daar bo, jy hoor, jy weet, jy het al jou teenvuur teen jou, toe daai skoot klap, nee, jy wip, ek beloof jou, ek het, daar het nie bloed uit my oor uitgekom nie, maar het water uit my een oor uitgeloop, van hy skoot skielik hier by jou, wat jy nie beskerming op jou oor gehad het of iets nie, jy weet, jy moet nie eers verwag nie, maar ek het myself koud geskrik. Maar daar, dan dink jy, okay, hang aan, dat ek nie gaan slaap nie, nou is hulle nou weer, dan raak ek nie, is nie wakker nie of iets, jy weet. Maar jy het fisies, daai eerste 3-4 dae was jy wakker die hele tyd gewees, jy het probeer, jy weet, dit is so, hoe kan ek sê, eventvol, wat gebeur het daar so, dat jy is amper asof jou adrenalien jou aan die wakker, jy weet, wat jou adrenalien jou wakker hou, jy stens die hele tyd, nou gaan slaap jy en ons word geskiet en jy weet, al die type dinge, jy weet, daar is soveel dinge betrokke wat deur jou kop gaan en alles, dat, jy weet, jy wil amper nie slaap nie. Het nou gebeur daar iets wat jy mis? Nou, sê my, Ben, julle het nou maandelang, letterlik maandelang inbeweeg, die vyand gemoer, laat hy op, en uitbeweeg vir maandelang, soos jy sê, weggekruip, met die vyand totaal in beheer van die lugruim, met sy spotterplanes en sy MiGs en so aan. Hulle was superieur, hoor. En op lugruim was hulle superieur. Kyk, op daai stadium, ek dink op Quito, ek weet nie, ouens wat miskien in die lugmag was, jy weet, wat te doen gehad het met die cheetahs, sal mens nou beter kan help met sulke tipe dinge, jy weet, maar ons is destyds gesê dat hulle die cheetahs onttrek, wat saam met ons Alpha Centauri sou doen. Want die cheetahs sou nie in 'n geveg betrokke kan raak in die lug en terugmaak tot, ek dink is op Rundu of iewers gewees wat hulle moes land op daai stadium. Ek is nie seker nie, maar dit is juist hoekom hulle die cheetahs nie ingesit het nie, en hoor jy, daai ouens het ons, as daar lugbedreiging was, as jy enigiets hoor in die lug, dan het jy reg gestaan, ons het, kyk, op die guntrackers, op die G5 guntrackers, het jy 5 branding op elke guntracker turret gehad, op die toringbo, is daar 5 branding gewees. Ek onthou die aand toe die hoof van die lugmag en die weermag en die leer en almal, toe hulle inkom vir die samesprekings,
op daai stadium toe sit my beurt binne in die toring gewees. En ons hoor jy hoor basies daai helikopter wat jy deur die bome kom, nê. En die eerste ding wat jy dink, want daarbo word jy net bang, ons ouens is bang gepraat gewees deur gunships. Jy weet, dit is die ding wat jy bangste seker voor was, jy weet, en jy het net geweet hoor so, as daar 'n helikopter naby kom, dan is dit tickets, want daai ouens kan, hulle kan ons basies uithaal, op kort afstand, direkte vuur, jy weet. So met dit saam, toe daai aand, toe hulle inkom vir samesprekings, die volgende oomblik toe gons daai radio's, toe sê hulle net, moenie skiet nie. Ons het amper die hoof van die weermag in die leerhok begrawe, daar is met Alpha Centauri. Ek sê die ouens was hoe kan jy sê, trigger happy gewees, daai aand hoor, toe daai chopper hier deur die bome kom, nee, is dit net, kry die fire branding reg, live, jy is gereed, die volgende oomblik kom het deur, moenie skiet nie. Ek het nog laas vir jou gevra, ek weet nie of het deurgekom het nie, maar wat jy genoem het, toe ek jou nog laas kon hoor, die vrees, dat ons eie helikopter sal afskiet, het juist gebeur, jare terug voor julle tyd op Savanna in Angola is daar een vliegtuig ten minste wat ek van weet wat deur ons eie mense afgeskiet is as gebrek van kommunikasie. Maar Ben, wat ek eintlik by jou wil hoor is al daai maande wat julle nou die vyand gemoer het en goed gemoer het, dat hy kwaad is en julle het lang inbeweeg en maandelang uitbeweeg, weggekruip, met die vyand basies totaal in beheer van die lugruim, veral in die dag. Hoe is dit dan dat julle nooit werklik opgespoor is en teruggemoer is nie? Man, kom ek sê so, ek weet nie. Ons het, dis hoekom hulle ons ook die spookbattery genoem het, hulle het ons gesoek all over en hulle kon ons nie kry nie. Ons taktiek wat ons uitgevoer het, jy weet, van die begin af, waar ons vir drie dae totaal en al in een stelling gelê het hulle seker al klaar, jy weet, dit is al klaar taktiek wat nie toegepas word in artillerie nie. Jy weet, artillerie slaan jy en jy skuif, jy slaan en jy skuif. Jy weet, juist dat hulle nie kan met terugvuur slaan nie, jy weet. Met dit saam, ons het, dis hoekom ons ook so lang gevat het om uit te kom daarso, jy weet. Die oomblik waar daar enigiets naby gekom het, kyk, ons is ook wyd verspreid gewees, jy weet, die grond, die ouens wat ons rondom verdediging gedoen het, die observation ouens vorentoe, as hulle op die radio deurgekom het en hulle het gesê lugbedreiging, het ons direk skuiling gesoek. Jy het nie nog grappies gemaak en gesê, ag, jy weet, hulle gaan ons nie kry nie, of whatever, jy weet. Ons het, party dae is het soms so 3-4 keer 'n dag gewees, wat jy onder bosse ingeskuif het, en dan, jy weet, die kamoufleernette oorgegooi het oor alles, en basies weggekruip het dan, jy weet, jouself so goed as moontlik probeer kamoufleer het. Op stadiums het ons even daai kamoufleernette, het ons het bo oor die G5 gehou. Jy weet, terwyl ons beweeg, as hulle sê ligbedreiging, dan gooi jy dit van die G5 af, waar jy die G5 dan is, jy weet. En het is nogal moeilik geweest, want jy het 'n fisiese 10 ton trok, jy samel 100 langbak. Dis die grootte omtrent van die guntracker ook geweest, jy weet. Nou, jy het 'n 10 ton trok met 'n lang G5 kanon, wat jy fisies moet wegsteek vir die ouens uit die lug uit. Jy weet, so, dit is nogal 'n nagmerrie geweest, hoor. Jy het in vrees gelewe, die hele tyd wat jy moes uitkom, totdat ons nou ver genoeg uit is, wat jy nou basies in Unita gebied is, wat jy nou jy weet, dat jy begin kalmer raak het oor dit, jy weet, dat jy nou weet, okay, baak gehad, ons is nou nie meer in gevaar nie. Maar hoe die hel het jy dit reggekry? Was dit julle uitstekende kamoufleervermoë, of was dit maar net geluk, of was dit die vyand se onvermoë? Dit kan wees die vyand se onvermoë. Kyk, die lugafweer het ons ook gehad vir backup by ons. Jy weet, so wat dit aanbetref, ek weet nie of hulle nog bang was vir ons ook nie. Hulle het nie geweet wat se trefkrag ons het nie. Hulle het nie geweet jy weet, wat hulle voorin laat ook nie. Jy weet. Maar kom ek sê so, seker die naaste wat hulle aan ons gekom het, is soos ek gesê het, toe ons daar uit die stelling uit beweeg die eerste keer, wat ons seker omtrent 'n uur of wat uit die stelling uit was, en hulle slaat ons met daai bomme, jy weet. Toe ons hoor ons net doef, die dog en sê, wow, wat gaan nou aan? Toe sê hulle, die stelling wat julle nou net uitbeweeg het, julle net die stelling geklap.
Die ouens wat, wel, daar's 2 kanonne gewees waar daar probleme was met die hidroliese pype en dit. Daai 2 ouens, ek dink hulle het so 'n bietjie meer geworry as ons hoor, want hulle daai kanonne seker daar uitgehaal, seker omtrent vir 30 minute. Toe daai skote klap. Hulle is amper in die doodsakker gewees. Daai twee kanonne se bombardeers. Nou Ben, jy as enkeling, wat presies was jou werk tydens die kanonne se aanwending? Man, toe ons ingaan, ek's ook 'n bombardeer gewees. Toe ons ingaan, was ek saam met stafsergeant van Dijk gewees. En daar 2 van die bombardeers seer gekry. Dis die enigste beserings wat ons gehad het. Ons het geen dode, ons het geen ouens gehad wat dood was by ons met Alpha Centauri nie. Dis seker ons godsgelig met dit, jy weet, maar ons het 2 bombardeers wat seer gekry het. En toe hulle seer kry, waar ek op daai oomblik toe ek ingegaan het, was ek daar, het hulle gesê, yes, ek gaan die staf help en jy weet, daai tipe dinge. Ek het van daar af het ek direk oorgegaan en ek is by een van die kanonne toe ingedeel om dan fisies self met die kanon te help, met die bestokings, jy weet. Maar wat het jy gedoen? Het jy bomme gelaai in die loop in, of het jy die sneller getrek? Wat is jou werk? Man, ek het beheer gehad op die ammunisiekant. Die ander bomme, ons het 2 bombardeers gehad by die kanon, wat die ander, ek het gegaan om te gaan help basis toe, jy weet. Die bombardeer wat toe al klaar op die kanon was, jy het jou nommer 1 is die bombardeer gewees, dan jy jou nommer 3, was jy ou gewees wat die instelwerk gedoen het agter die komputer. Die res van ons het om die beurt, jy het gelaai, jy het ammo uitgesort, whatever nodig was om gedoen te word, moes gedoen word, jy weet, as jy ander kom ek sê so, as daar ou is wat bijvoorbeeld pootheid is, het jy vir my gesê, okay, jy lê daar dan vir 10 minute, vat oor, jy weet, waar ons, het is basies 8 ouens rondom 'n kanon gewees, jy weet, en dit is fisiese handewerk wat jy moes doen, dit is tegniese werk gewees ook, so met ander woorde, met dit saam op die einde van die dag, almal het oral ingeval en almal het gehelp waar hulle kan, dis nie 'n storie soos 'n veldoefening wat jy sê, man, bogger jou, dis jou werk daai, of dis my werk hierdie, of dis die, of dis daai nie. Almal het ingeval en gedoen wat hulle moes doen ten alle tye. Jy het alles gedoen, as die ouens sê, jy hang aan, maar jy weet, ons jy uit kos uit, ons moet kos kry, whatever, dan het enige iemand, sommige hartlik maar gesê, jy is okay, bakgat, gaan kry die volgende redpacks. Die redpacks was die enigste kos wat daar bo was, jy weet, ons het een keer, die tyd wat ons, in die hele tydperk wat ons daar bo was, het ons een keer vars vleis gesien. Ons het elkeen een eet het ons gehad het vars vleis uit. Die rest van die tyd was het als redpacks gewees. Redpacks was nader aan so, jy kon vir jou hamburgers bou uit 'n redpack uit, hoor. Ek beloof jou. So jy het maar geleer kook met 'n redpack. Ja, ons het alles gedoen daar, hoor. Daai was, jy weet, ek was in die tyd daarbo, ek onthou nog een van die rondom verdediging ouens. Ons het op 'n stadium uit water uitgehardloop en jy weet, ons moes nou nie georiënteerd, ons het moes nou 'n waterbanker by ons, jy weet, met ander woorde, jy moes nou nie geworried oor water nie, daar is water, jy weet. Jy mors soos jy wil. En toe ons vir 3 dae sonder water sit, toe kom jy agter oor die Somanga, nee, water is goud werd daarbo. As jy 'n gat grou en jy grou daai gat omtrent so meter diep aan die Shona en jy kom op daai swart brakwater af, jy probeer die remde gooi en jy gooi suiweringstablette by en dit proe nog steeds soos brakwater, nee, dan moet jy nou weet oor die Somanga, nee, ons water wat ons gehad het is baie beter. Nou, net vir die luisteraars wat nou belangstel en wat nou nie jou agtergrond het nie. Verduidelik gaan vir ons een kanon. Jy het gesê 8 ouens bedien die kanon nou fisies, hier agter by die kanon self. Hoe werk 'n kanon? Want dis natuurlik nie al nie. Jy het jou skerpkant en jou voorkant en so aan en so aan. Verduidelik gou vir ons simpel ouens nou. Hoe werk 'n kanon? Hoe maak jy seker dat die bom wat jy nou daar skiet op die teiken kom? Jou vuurbeerpos stuur weerballonne uit.
Daai weerballonne kry dan vir jou windsterkte, jy weet al daai tipe dinge om dan deur te gee. Die vuurbeerpos werk dan uit byvoorbeeld 'n bakgat oor 'n tyd oor 'n afstand van 20 km. Het ons 'n sekere hoeveelheid grade as daai kanonne ingegrou is op hulle plek waar hulle staan en hulle is klaar opgestel. Dan jy sekere grade wat jy kanon se loop moet optrek boontoe. En dan links of regs, jy weet om jou teiken dan te bereik. Dan het jy 'n situasie basies van jy kan nie verwag dat jy as jy daai skoot aftrek, soos ek vir jou gesê het vroeër, as jy verder as 40 km wil skiet met 'n G5 kanon, dan gaan jy oor na jou basebleed projektiele toe. Ons is weer terug op die lug, ons het weer 'n probleempie gehad, jammer vir die onderbreking, maar ek hoop dit is nou weer reg. En ons het geluister na Ben, ons luister nog steeds na hom, maar hy was besig om te vertel hoe die hele kanon en alles wat daarmee saamgaan nou saamspeel om seker te maak dat die bom op 'n teiken kom. Jy het nog laas gesê, julle stuur weerballonne uit, of die vuurbeheerpos stuur weerballonne uit en dan doen hulle sekere berekeninge en so aan. Gaan aan, Ben. Ja, hulle doen berekeninge volgens die weerballonne om dan te bepaal wat is die grade en wat is die elevasie wat jy jou kanon loop moet optel mee, rigting, jy weet al daai tipe dinge. Byvoorbeeld as daar wind is, dan het hulle die wind se sterkte in berekening gebring, sodat ons nog steeds die teiken kan tref. Jy weet met daai windsterkte. Jy weet, so dit is die wy wat hulle die vuurbeheerpos gee dan, jy weet, soos ons nou vandag sou sê, wireless, wifi basis, het hulle al die inligting deurgegee na die kanonne toe. Die kanonne het dan die lesing, al die lesings wat jy gekry het op die kanon, op die komputer, het jy dan jou kanon mee ingestel. Jy weet, op, af, links, regs, jy weet, en wat jou ammunisie dan aanbetref, op jou ammunisie het hulle vir jou gesê, hoor soveel skote is airburst, soveel skote is delay, soveel skote is on target. Jy weet, wat gebeur is dit, as jy so skiet, dan sit jy in 'n scenario van die vyand is byvoorbeeld binne in bankers weggekruip. Dan het jy jou projektiel is gestel dan gewees vir delay. Met ander woorde, die G5 projektiel trek sê 20 km ver en ek dink is omtrent 0.15 sekondes nadat hy die grond slaan, dan detonate hy eers. Met ander woorde, as jy dan in 'n bunker weggekruip het, dan het die G5 projektiel jou uit die bunker uit gaan haal. As daar byvoorbeeld soos toe ons die aanloopbaan geskiet het jy weer airburst geskiet. Op hy 0.15 sekonde kan jy sê voordat hy die grond slaan, dan het jy al klaar dan het hy al klaar ontplof as 'n airburst om soveel as moontlik skade aan te rig bolangs, jy weet, bo die grond. En dan on target het jy fisies gate uit die grond uitgeskiet basies, jy weet. Het julle daai tyd al rekenaars gehad op elke kanon? Daar was 'n rekenaar op elke kanon. Kyk, is seker baie primitief in vandag se taal, jy weet. Het laat jou dink aan die ou, het is nie 'n groot skerm gewees nie. Is klein skermpies gewees. Jy het seker so groot soos as ek nou sê, seker omtrent 'n A4 boek se grootte. Hy het baie dikker, jy weet. Hy's vasgebou op die linkerkant van die kanon gewees. Wat jy het al die verstellings gedoen van hom af en al die data is deurgestuur van die vuurbeheerpos af. Kyk, die vuurbeheerpos is basies die computerpos wat die weerballonne beheer, jy weet, al die tipe dinge is gedoen van die vuurbeheerpos af. Ons het in werklikheid, toe ons Alpha Centauri gedoen het, toe ons die eerste bestokingstrek en hulle doen die teen vuur teen ons, is ons een vuurbeheerpos
uitgeskiet gewees met daai eerste terugskiet teen ons. So ons het die hele battery basies gehanteer van 1 4-beerpos af met Alpha Centauri. Maar daar was nie verliese nie, net die... Ons het die 2 beserings wat ons gehad het, was nie as gevolg van direkte bestokings nie. Jy weet wat, ek bedoel nou artillerie teenvuur of enigiets soos dit nie. Die een ou was raakgery geweest deur 'n trok, deur 'n voertuig, 'n waterbanker. En dan die ander ou kan ek nie eens onthou wat, jy weet, hy is ook jy kan amper sê nalatigheid of jy weet jy begin rustig raak daarbo, jy weet dis nie fisies as gevolg van die geveg self gewees wat die 2 ouens seer gekry het nie. Maar jy sê die 4-beheerpos is uitgeskiet. Wat het daar gebeur? Kyk, hy is landmynbestand gewees. Die eerste teenvuur wat ons gehad het hulle 2 van die voertuie uitgeskiet. En die 4-beheerpos was een van hulle gewees. Toe hulle hom raak skiet, toe werk die computers nie meer binne in hom nie. Jy weet, die kragsupply na hom toe of iets is seker aan raak getref gewees met dit. Die ouens was wel binne in die 4-beheerpos gewees, want hulle is outomaties gereed gewees om ons jy weet, om ons die volgende koördinate in dit deur te gee. Nou met dit saam, hulle het niks oorgekom nie, maar die computers alles is buite werking gewees met dit. Toe ons met die 1 4-beheerpos die hele operasie hanteer. So jy het nog 'n tweede ene gehad? Ja. Het 'n Charlie en 'n Delta troep gehad en het was Charlie troep se, ja, ek dink Charlie troep se gewees wat uitgeskiet is. Hoe was julle verhouding met die UNITA troepe, met die 3-2 troepe en jy kom nou daar van Suid-Afrika af, jy het seker nog nooit in jou lewe 'n Wambo gesien nie of 'n Angolees of 'n Boesman of wat ook al. Hoe het julle dit ervaar? Man, kom ek sê so, ons het daarbo aangekom en kyk ons die UNITA ons het nie baie met UNITA te doen gehad self face to face nie. Kyk as jy daarbo kom en jy praat nie Portugees nie, is jy al klaar bietjie beperk op jou kommunikasie vermoë met hulle. Jy weet, maar ons het 'n paar ouens by ons gehad wat Portugees kon praat, wat syners was en dit wat nou byvoorbeeld, jy weet, meer kon kommunikeer met hulle as wat ons nou kon, jy weet. Toe ons aankom, het jy so met 'n skewe oog gekyk en toe kom ons nou agter hoor jy sommer, weet jy wat nie, dit is die ouens veg saam met ons. Man, ek het jare terug het ek 'n fliek gekyk toe Lee Bester nog in die fliek gespeel, toe die swart ou toe lê daar op die grond en hy gooi die grond so op die hy tel 'n hoop grond, tel hy so op met sy hand en hy gooi dit so neer. Hy sê, "Hey, hierdie grond is ook my grond hierdie, is ook my land, ek fight ook vir my land." En dit het deur my kop gegaan op hy stadium toe ons daarbo kom, jy weet. Toe ons klaar met die operasie, nee, kan ek jou sê die lede wat saam met ons geveg het sy UNITA 3-2 bataljon se rondom verdediging wat ons gehelp het, dat ons, weet jy wat nie, Willem, die hele tyd daarbo, het jy nie een keer nodig gehad om 'n R4 eers op te tel nie. Ons is beskerm gewees in alle rigtings. Jy weet, daar was nie een tyd wat jy gevrees het dat iemand jy die bos uit gaan spring en jou gaan skiet of iets met 'n AK of enigiets soos dit nie. Dit is die eerste keer in my lewe wat ek seker respek opgedoen het vir, ek maak nie saak wat se rassekleur dit was nie, of dit nou wit of swart was, maak nie saak nie. Kyk, ons daarbo kom met ons die 3-2 lede wat byvoorbeeld swart was, het ons SP's genoem. Hulle het gesê nee, dis SP's. Want jy het nie geweet wat om hulle te noem nie, jy weet, dis Afrikaanse weermagslede basis, jy weet. En ek is oor die vingers getik eendag, toe sê hulle, hey, dis nie SP nie, dit is 3-2 lede. So ek weet jy wat, ek sê, toe ons ingegaan het daarso, is ons voorgestel basis aan hulle, dat hulle SP's was, wat nou bedoel swart Portugese, en jy weet, maak nie saak wat jy hulle wil noem nie, dit is 'n storie van, is die grootste respek wat ek nog ooit in my lewe gehad het vir iemand, is daai manne wat ons rondom verdediging gedoen het nie, hoor, ek sê, hulle het ons beskerm met hulle lewens, jy weet, om seker te maak dat ons werk kon doen, en die operasie kon suksesvol uitvoer.
So ja, ons het al die ouens daarbo, maak nie saak of hulle wit was of hulle swart was nie, of hy ou 'n troep was en of hy kolonel was. Daai ou ons het soveel respek gehad vir daai ouens, nê. Kyk as jy daarbo kom, toe ons in was, ons het by 3-2 aangekom, toe ons by 3-2 aankom, te sê okay, ons moet nou ons Browns uittrek en ons moet die Browns als basies een kant toe gooi, ons trek nou camo klere, die 3-2 se klere aan. En okay, dit is nou baie opwindend vir ons, want dit is die eerste keer dat ons nou camo klere draai, jy weet, ons moet nog in die Browns gedraai, jy weet, dit is nog Brown era gewees. En ons het die 3-2 se camos aangetrek, ons boshoede gedra, mal gegaan daarso, en die enigste ding daarso is, toe ons ingaan, het geen iemand rang gedra nie. Jy weet, en dit maak nie saak wie dit was nie. Jy weet, as jy het respek gehad vir jou medemens daar basies, maak nie saak of hy bombardeer was, of hy korporaal was, of hy 'n majoor was, of hy 'n sergeant was, of hy 'n sammajoor was, maak nie saak wat dit was nie. Daai respek. Jy weet, jy weet, weet jy wat, daai ou kan vanaand jou lewe red. Dit was daar gewees. Jy weet, dit is 'n harde tyd gewees en ek het al die jare na die tyd het ek gesê, weet jy wat, as hulle my wil oproep vir 'n kamp en hulle sê is vir operasionele doeleindes en ons kan weer gaan doen wat ons gedoen het, nee, sal ek enige tyd weer gegaan het. Maar moet my nie stuur op riots of daai tipe dinge nie, of jy gaan vir 'n 3 maande kamp en sê hulle vir jou, hoorie, nou moet jy gaan wag staan of iets, jy weet. Dit het ek gesê, ek stel nie belang daarin nie, hoor. As dit vir operasionele doeleindes was, nee, en ons kon doen wat ons gedoen het met Alpha Centauri, nee, het ek na die tyd gesê, ek weet jy wat, as hulle vir my sê, hoor jy so, kom, jy weet, dat jy nou net daarmee jou skuld kon dek, of so ietsie van die aard, want jy weet self, die weermag salaris wat ons verdien het, was maar niks gewees nie, jy weet. Ja, as hulle vir ons gesê het, na die tyd, ons kan ingaan, en even vir 'n jaar moet ingaan in Angola, en om weer te doen wat ons gedoen het in Alpha Centauri, sou game gewees het vir dit enige tyd. Die julle aanvanklike opgewondenheid nou so 'n bietjie roetine word en julle raak nou gewoond aan die dinge en julle werk, julle trek, julle werk, julle trek. Het julle in die aande, as dit nou rustig raak, het raak donker, kon julle dan 'n vuurtjie maak of bietjie by mekaar sit? Hoe het julle dit ervaar? Sit vuurtjie gemaak daarbo nie, hoor. Niks. Hulle het ons even gedreig met sigarette. Ek het destyds gerook, jy weet, so jy het naderhand enigiets probeer rook, jy weet, die sigarette raak op en daar's nie ekstra sigarette nie, niemand het sigarette nie. Jy het naderhand begin sigarette koop vir horlosies en jy het hoor die ouens was hardop gerook gewees, hoor. Ek onthou jy vat sommer 'n stuk papier, dan rol jy die papier, dan begin jy boombas en jy Rat-X se teesakkies en al daai tipe goeders begin jy sommer so saam meng en probeer jy dit light, hoor jy so, dan trek hy dinge deur jou longe, nê. Dan hoes jy en jy spoeg en alles, dan sit jy neer as jy ook in die hang en jy kan nie die ding rook nie. Kom ons kyk wat anders kan ons rook. Is daar nie droë gras nie, is daar nie droë blare nie. Jy het enigiets geprobeer daarbo, hoor. Maar julle kos, het julle tog warm gekry? Het julle espits gebruik of gasstoofies? Dit gewerk. Kyk, jy het daai fuel tablet gehad, saam met jou Rat-Pack. Dit daai ronde fuel tablets. Ons het dit gebruik om, as jy wou kos warm maak, wat jy het op jou Rat-Pack, het jy 'n blikkie vleis en 2 blikkies groente basies gehad. So, jy het maar jou vleis gevat, en jou vleis warm maak, maar weet jy wat, as jy daarbo was, is die storie gewees van, ek dink die meeste van die ouens, seker wat 90% van die ouens al koud geëet. Wagtig. Nie eens 'n koppie tee in die dag warm gemaak het. In die dag kon jy warm maak, hoor, want dan sal ons nie, jy weet, jy het nie daai visibility gehad. Met koffie of tee of dit nie. Het jy koeldrank ook gehad saam met jou Rat-Packs. Hoor jy so, ek sê, jy het naderhand het jy actually so gatvol geraak vir die Rat-Packs, dat jy nie eens alles geëet het wat binne in die Rat-Pack was nie, jy weet. En ons het sakke en sakke vol, sakkies tee, en die tee was nie so breed geweest nie. Die koffie was nog drinkbaar in die Rat-Packs, maar die tee het ek nie gelike nie, hoor. Met my koeldrank en water en jy weet, koffie kon jy nog inkry, maar die tee was bietjie brakwater geweest amper, hoor. Nou, jy was toe 'n 18-jarige laaitie, né? En kyk, die Gunners, die hele artillerie eintlik het 'n reputasie na buite toe. Daar is
harde baard onderoffisiere wat daai ding aan die gang hou. Julle het seker ook van hulle gehad. Ja, ons het van die ouens gehad saam met ons. Kyk, ons voordeel was gewees, eerste jaar toe ons in Potch was, het ons al die ouens gehad wat nou 'n jaar al klaar in die weermag was, wat jy voor bang was, jy weet. My tweede jaar was die ouens wat saam wat nou pelotonssersante was, wat nou saam met ons op was boontoe. Toe hulle net oorvat daarso, het ons hulle so rondgevoeter in Middelburg, ek sê, hulle het nie geweet waar hulle aan of af is nie. Ons het nogal gelag, as hulle staan, dan kom hulle daar buite, jy weet, dan probeer hulle nou, soos jy in 'n basis was, staan hulle daar buite met 'n vletjie, en sê hulle, as hy vletjie blaas, 30 sekondes is almal aangetree. Hoor jy, hy vletjie blaas, en duik almal in die agterkant van die bungalows aan Middelburg, en duik hulle agteruit, dan gekruip hulle in die lang gras weg. Dat hulle seker by 2 weke gevat om agter te kom, net die helfte van die ouens tree aan elke keer. Behalwe as nou etenstyd is, dan is almal daar so aangetree. Die res van die tyd het ons hulle nogal lekker rondgevoeter, tot hulle naderhand agterkom, hoor die hang aan. Hulle begin ordentlik roukol hou toe, kom hulle agter, hoor die so hang aan, nou is daar 'n klomp ouens weg. Ja, kyk, ons het, die tyd wat ons bo was, ons het vir Samuel Hill, Samuel Meiburg, stafsersant van Dijk gehad, dis die 3 bestaande mag ouens wat saam met ons was, saam met Major Swanepoel, die luitenante en die pelotonsersante was meerendeels ouens wat saam met ons ook, jy weet, hulle het saam met ons ingeklaar. Die enigste verskil was, hulle was artillerie skool toe gewees, waar ons, jy weet, as seksieleier het jy, daai tyd het jy jou eerste streep gekry in artillerie eers na 'n jaar. Die ouens wat saam met ons op was, die 2-streep bombardeers en die bestaande mag ouens, is almal ouens wat ons daarom, jy weet, vertroud was mee, jy weet, ons nie ouens gehad wat, dis die voordeel ook daarbo, die grootste voordeel daarbo is, dis nie soos hierso wat jy in 'n kamp is en hulle probeer kyk hoe hulle jou kan rondvoeter nie. Daar voeter niemand rond nie. Wat gedoen word gedoen, omrede dit gedoen moet word. Jy weet, daar's nie 'n rondvoeter daarbo nie. Nou sê vir my, die hele battery, julle amper oor 100 ouens, so dit was basies net 4 van die ouer garde wat nou staande mag en so aan. Die res is almal julle laities gewees, of is ek, of is dit ja, gewees? Van ons groep was dit omtrent so gewees, hoor. Dit was omtrent almal jong ouens. Jy praat nou van, kom ek sê so, ek is nou 47. My mede kanoniers wat saam met my daarbo was, kan jy sê. Hulle was almal, hulle so een na die ander, sien jy, hulle word 49 en 50 en hier en daar is daar een wat 48 is. Jy weet so, ek is van die jongste ouens daarbo seker gewees op dit, jy weet. So ek vir jou sê, ek was 18 maande in die, 6 maande in die weermag gewees, toe word ek eers 18, jy weet. Jy het, daai tyd het ons so gejoke, toe ek matriekjaar was, toe sê, toe is daar 'n referendum of ietsie gewees, dat ons moes ja of nee stem. En my ma sê nogal, ja, kyk hierso, hy het sy oproepinstruksies klaar gekry om te gaan weermag toe gaan, maar hy is nog nie jonk, hy is nog nie oud genoeg om te gaan stem nie, jy weet. So met dit saam, is nogal, ek weet, ek was jonk geweest toe ons daarbo was, hoor. Maar van die hele battery, was dit net omtrent 4 staande mag ouens wat daar was. Die rest is ja, ek skat is 4, miskien 5 ouens wat staande mag was. Die rest is als dienspligtiges gewees. Dis nou die major en 'n paar senior. Major, die onderoffisiere. Ons het nie 'n kaptein saam met ons daarbo gehad nie. Luitenante was saam met ons dienspligtiges gewees. Nou die major was seker trots op sy manne. Man, ek glo hy was, hoor, ek sê, het was nogal 'n ding gewees daai, hoor. Toe ons daar uitkom en ons was almal ongedeerd en alles, nee, is die storie van, dis 'n hengse voordeel, hoor. Jy weet, as jy, voordat ek weermag toe was, en voor ek op was boontoe, as jy op skool was, jy moes altyd op die televisie, jy op 'n Vrydag aan, dan kom het so skielik op, voor of na die nuus, dan sê hulle, soveel mense, soveel van ons troepe, hier is die name, hierdie ouens het almal gesneuwel die week, daar so bo op die grens. En dink jy, hoor, gaan ons ook nou deel van die TV advertensie amper wees, jy weet.
En gelukkig vir ons het daar niks sulke tipe dinge gebeur nie. Jy weet, nie een van ons het jy weet, teruggekom in 'n kus of iets nie. Soos ek het verstaan, was Alpha Centauri 'n hengse sukses. Jy weet wat, jy het al 'n paar dinge genoem wat uniek was en wat uitsonderlik was. Het julle presiese terugvoer gekry oor wat julle alles bereik het? Man, kyk, ons het wat terugvoer aan betref, ons eerste 3 dae wat ons geskiet het ons alles teikens uitgehaal wat ons moes uithaal. Okay? So daar's sukses gewees. Toe unite uitgejaag word deur die dorp met die versterkings wat ingekom het, wat net te laat ingekom het om ons nou basies 'n teenvoeter te kon gee. Toe ons weer teruggegaan, toe ons ekstra gedoen wat ons nie sou gedoen het basically nie, jy weet. So ons het actually meer gedoen as wat hulle beplan het wat ons moes doen. En julle het iemand julle aan hand geskit later? Ons het almal Pro-Patria medaljes gekry in 3-2, voordat ons weg is daarso. Kyk, ek weet, ons is weg uit 3-2, ons is uit Buffalo uit. Toe ons land op Waterkloof is ons deur Middelburg toe, van Middelburg af is ons net op 14 dae pas, en toe klaar ons uit direk daarna. Ons is seker 5 dae in die weermag gewees na 3-2. Goed, kom ons breek so 'n bietjie met musiek, en as ons na die musiek kom ons terug na Ben. Reg. Ons is nog steeds hier by Om die Kampvuur en ons praat met Ben, bombardier Ben, wat vir ons vertel het van hulle grensdiens toe hulle met Alpha Centauri in 1986 op die grens ontplooi was en vir maande lank daar rondgetrek het in Suidoos-Angola en teikens bestook het en volgens alle terugvoer wat 'n mens kry, fantasties goed gedoen het. Ben, jy kom nou terug, jy en jou mense kom nou terug Middelburg toe en jy het gesê so kort weg, daar klaar julle uit en weg is julle, maar julle het vir die lang maande het julle met 'n battery G5 oorlogswerk gedoen wat seker daardie tyd uniek was met een van die, indien nie die beste artillerie kanon wat op daai stadium bestaan het, het julle dinge gedoen wat nooit voorheen eintlik gedoen is nie, en wat in die geskiedenis ingegaan het as eerste keer wat dit ooit reg gekry is, veral in Afrika. Was dit 'n geval van, nou is jy klaar, nou is jy Civistraat, goodbye, nou is dit 'n heel ander wêreld, en jy sien nooit weer 'n kanon nie? In my geval was dit gewees. Ek het, kom ek sê so gou op die weet wat ons uitgerig het daarso. In 86 was dit op daai stadium, dink ek, was dit die grootste artilleriebeweging sedert die Tweede Wêreldoorlog gewees. Die jaar na ons met Modulair, met operasie Modulair, het hulle meer G5 ingevat. Ek dink hulle het 16 toe ingevat. Maar met ons, op ons stadium, op 86, was dit die grootste artilleriebeweging sedert die Tweede Wêreldoorlog gewees, ons uitgevoer het. En kyk, die G5, ek was 'n jaar of wat terug, was ek op die Randse skou gewees. Toe staan die G5 daar in pronk, en dit is wat, ons praat nou 29 jaar later. Jy weet, en die G5 is nog steeds basies, jy kan amper sê, is nog steeds, jy weet, hy tel nog steeds onder die bestes ter wêreld. As jy kyk na jou MVL 4-pyl lanseerders en daai goed is, het hulle verbeterings aangebring, hulle het hulle nou op landmynbestande voertuie gesit en daai tipe dinge, maar die G5 self is 'n situasie van, hy staan nog steeds in pronk op die Randse skou byvoorbeeld. Jy weet, daai G5 kanon, hy is koning gewees, hoor.
Net soos jy hom gesien het, staan hy nou nog daar. En hulle het net die loop het 'n bietjie roes op hom gehad binne. En het is hulle die rekenaar, die boks, jou komputer is afgehaal gewees van hom af. Wag so 'n bietjie. Hou net hier bietjie vas. Jy wil vir my sê dat op die Randse Paaskou, Ja, nou die dag, waar Ja. G5 vertoon word, ja. sien jy wat om in die bos gewerk het, en om daar seker gereeld skoongemaak het, sien jy roes raak binne in die loop. Ja. Het jy nie daai ou se ore gaan trek nie? Hey? Ek sê ek het nog wel na die tyd dat ek baie opgeskop, dis ek, yes, hier is die foto's, maar check net hierdie loop, check hier, want ek het foto's geneem van dit nogal weer. Ek het foto's geneem, is op ons groep, ons Quebec battery groep op Facebook, jy weet, ons ouens het almal saam in was. Op die groep het ek die foto's gepost ook, en toe het ons nogal gepraat daaroor, dus en ja, jy sê, check hier so. Hulle pronk aan te G5 op die rand se skouer, ons die loop nie eers skoon gemaak behoorlik nie. Jy kan sommer die roesstreep sien so op die loop, jy weet. Maar, ja. Nou, wie was die bliksems wat hom daar beman het? Man, kom ek sê so, daar is 'n swart sersant gewees daar so by die G5, wat daar gestaan het, en jy weet nou, as jy hom begin vra daar so, het hy nie 'n klou gehad van waaroor wat gaan nie, hoor. Jy begin vra, yes, maar wat van die, dan, hy is asof hy blank slaan, is asof jy hom nou vasvra basies. Jy sommer jy nou meer weet, jy weet, hy's, ek dink hy sersant is onder die indruk, is nou net gewone Civistraat mense wat nou na die ding kyk en sê, yes, check hierdie groot ding, of wat ook al, jy weet. Hy het seker nie gedink is nou ouens wat al wel met die goed geskiet het, wat nou gaan kom kyk hierso, en sommer half inspeksie wil hou hierso op die G5, en kyk hoe het hulle goed verniel nie, jy weet. Nou was hy deel van 'n bemanning, was daar geen bemanning nie, was dit maar net 'n stuk yster wat hulle neergesit het? Hulle het op die vertoning daarso, het hulle G5 gehad, met 'n paar projektiele, wat daar gelê het, ek weet net om die mense nou te wys, dan lê hy opgestel, en hy lê nogal so mooi opgestel, daar so Soweto se kant toe ook nogal. Dog ek myself, as ons daarom nou bemanning daar gehad, en dan kon ons nou nogal ons aangejaag het, as mens nou so moes doen, jy weet, maar is nou op die ligterkant daai, maar dit is, hulle het seker omtrent 4 of 5 ouens gehad daarso, wat hulle het die vertoning basies opgepas, dis dit. So hulle was miskien nie bemanning self nie. Nee, Ja, dis daai sersant wat daar was, het nie 'n klou wat aangaan op 'n G5 nie, hoor. Nou, jy weet seker ook nie hoe dit deesdae gaan in die Azaniese weermag nie. Is die G5 kanonne die bemannings word nog so goed opgelei soos in julle dae? Ek glo nie. Kyk, ons is daai tyd gedrill spesiaal vir oorlogvoering. Jy weet, niks kon verkeerd gaan nie. Ons is gedrill totdat almal alles reg doen. Jy weet, deesdae, kyk, daar's nie sprake van oorlog en daai tipe dinge vir die G5 nie. Met ander woorde, die ouens word geleer, ja, hier is die G5, dit is wat hy kan doen, dit is wat hy hier doen. Hulle stuur hier dalk uit 'n veldoefening wat net 'n rondvoeter is, en op die einde van die dag, jy weet, dit is, as jy, ek weet, Suid-Afrika het 'n paar G5'e in die Golfoorlog gehad, wat iemand seker uitgekoop het by ons. Maar verder is dit, die G5 word seker nie meer operasioneel gebruik op die oomblik deur ons ouens nie. Maar Ben, ek wil juist terugkom na daardie tyd van opleiding. Ons het nou 'n bietjie vinnig gespring daar, sommer reg uit grens toe. Maar julle opleiding, dis tog seker iets wat jy nie maklik sal vergeet nie, en wat jy seker goed kan onthou. Man, weet jy wat die ding wat die hardste deurkom na my toe, wat die maklikste is om te onthou. Toe ek die dag 18 word en hulle sê, yes, okay, bakgat, is nou, okay, dus ek al 6 maande besig. Daai dag toe ek 18 word, dog ek by daai aand gaan ons nou lekker kuier daar by die kantien, en ek's nou 18, ek mag nou drink, al die tipe dinge. Weet jy wat gebeur? Ons het hulle daai tyd dit genoem opfok. Dat ons 'n opfok gegee op die skietbaan vir daai dag. Hoorie so, ek sê my 18de verjaarsdag het ek meer gesweet as nog ooit in my lewe. En toe? Hey? As ek toe ons terugkom by die kantien, toe is die kantien al toe. Toe kan ons nou nie eers kuier nie.
Maar kyk, ons het ons basies gedoen. Na basies het jy jou vuur in beweging, jy weet jou meer jy weet ons moes opleiding doen vir onluste. En dieselfde tyd, toe ons begin het met die opleiding, het ons begin op die G1, jy weet die klein 25 ponder kanonnetjie. En van daar af het hulle ons oorgevat na die G5 toe. Jy weet, so, dis die hele tyd, tussen onluste deur. Jy weet, ons het in 86, voordat ons op is Buffalo toe, het ons vir 6 weke was ons ontplooi gewees op die Mosambiekse grens. Toe die huidige koning van Swaziland, toe hy gekroon is tot koning, het ons die grensbasis gaan oppas vir Swaziland tussen Mosambiek en Swaziland ook nog. Het julle op die Mosambiek-Swazi grens gaan diens doen? Ek dink is Willem? Ja, ek is nog daar. Ons het daar so, ons gaan kyk, dat Renamo en Frelimo en die ouens nie oorkom Swaziland se kant toe nie. Pragtig, En met dit saam het ons met die Swazi regering so goedkeuring. Ons het hulle grensdiens gaan oorvat. Hulle het al hulle troepe onttrek en gebruik vir die parade om die prins te kroon tot koning. Ons het fisies hulle grensdiens gaan oorvat tussen hulle en Mosambiek. Vir die tydperk wat hulle al die regmaak het vir die parade en sekuriteit en al daai rondom die koning. Dis interessant. En van daar af stuur ons op Leboa toe. As jy vandag se daarna het gekyk het, was dit 'n vredesmag. Ons is veronderstel gewees om te gaan kyk dat die twee verskillende groepe mekaar nie aanvat nie. Jy weet, daar was hengse onluste in Leboa op daai stadium gewees. Toe gaan ons daarin en is twee stamme gewees wat beklei het, jy weet. En toe gaan ons nou in as 'n vredesmag amper, soos die UN nou basies sou wees vandag, jy weet. Toe gaan ons in en ons ry net rond en wys net dat Suid-Afrikaanse weermag basies daar is, jy weet. Maar seker nie met julle kanonne nie, né? Nee, daai tyd het ons ingegaan met buffels en dit, jy weet, en het so die buffels, ons het rondgery, verveeld geraak, naderhand, jy weet, daai tyd was as 'n Shabien ons onwettig geweest in Suid-Afrika. Nou, as daar 'n Shabien was en die drankvoorraad by die kamp was laag geweest, dan het ons maar die Shabiens nou gestop en gesê, hoor hierso, kom hierso, laai al die drank, teruggevat kamp toe en hoor hierso, ek sê, ons het daai tyd daarso verveeld geraak, gedrink geraak, gekeier, ag hoor hierso, het was hier na 2 maande het self vir ons hoor hierso hang aan, julle beter nou hierso skuif. Ons jaag aan, jy weet, jy raak so rustig, jy raak rustig, maar ook roekeloos, jy weet. Nou, toe onttrek ons daar, sê hulle oor die hang aan, julle manne, stuur ander mense in vir Leboa, ons gaan opboe, ons gaan, wel, baie stadium, soos hulle vir ons gesê het, laat toe. Maar toe is julle al goed getrein op die kanonne, né? Ja, nee, toe het ons al klaar ons opleiding deurgegaan, 'n paar veldoefeninge reg alles. Enige snaakse karakters wat jy onthou van jou maatjies? Man, dit is, as jy nou terugdink aan, is dit jare terug hoor. Kyk, ons het aangejaag. Ons was stout geweest, ons het aangejaag, ons het nogal klassiek ouens saam met ons gehad. Jy het ouens gehad wat droë grappe kon vertel. Jy het al die karakters gehad hoor. Dit is uiteenlopende jy weet, karakterveld, jy weet, as jy al die ouens bymekaar sit. Maar jy weet, met dit saam is daar nie, jy weet, jy kan nie een ou uitsonder met dit nie. Nou in 85, jy het vroeër genoem met die noodtoestand, met die uitroep van die noodtoestand, toe julle daar ergens in, en toe julle sommer binne 3 dae 800 mense gearresteer. Nou, hoe dit nou gekom? Wie het julle gearresteer? Man, ons het daai tyd was dit mos nou ANC all over the show, jy weet, as jy moes uitvind wie's almal ANC lede en al daai tipe dinge, so jy moes nie geweet dat soveel 1000 nie, hoor, ons het daar
in Soweto en ry daar rond, dan sien jy nou iets wat nou jy merk onraad byvoorbeeld, jy weet wat nou, hulle mag nie in groepe rondgestaan het die ouens nie, dan het jy hulle nou aangevat, jy weet. En hoorie, jy jaag hy in van agteraf of jy hardloop hom in. Ons het so gemaak, het 'n groep van 10 ouens uit byvoorbeeld op 'n buffel. Het 5 ouens tekkies aangetrek en die R4's op die buffel gelos. Die ander 5 ouens het boots aangetrek en jy moes die ou wat in tekkies is, moes jy hom beskerm met jou R4. En so as een ding wat uitstaan nou, Jacques Cohen. Ek dink hy is vandag in Engeland. Hy is besig daar met rugby afrigting en dit nog steeds. Hy het so 8 min 2 om die hoek hardloop. Toe het die swart ou omgedraai en hy staan vol met 'n mes en wag. Toe ons om die hoek kom, toe is Jacques Cohen lê daar so op die vloer, op die grond, toe is hy gesteek in die maag met 'n mes. Ek sê ons stormloop daai naaste huis wat hulle sê wat hy in weggehardloop het. Hoorie so, ons het daai dag het ons moles gemaak daarso. Ons sê vir hulle, hoorie, maak oop die kas, dan sê hulle nee, die kas is gesluit, hulle het nie sleutel nie. Dan trek jy sommer 'n paar skote af deur die kas. Jy weet, ons is roekloos geweest. Trek skote af deur die kas, die luitenant gaan op ons af. Hy sê, wat is daar iemand binne in die kas vas? Jy weet, dit is ons het daai plek gefeinkam. Ons kon nou nêrens kry nie. Dis hy weg. Ja, en nou Jacques sit met sy letsel seker vandag nog op sy maag soos hulle hom gesteek het in die maag. Ook maar gelukkig het oorleef, nee. Dit was 'n geluk geweest, hoor. Ja. Dis die een ding wat uitstaan basies, jy weet, en SAP het geweier om saam met ons uit te gaan op daai stadium, hulle het gesê ons sterk is. Hulle weier om saam met julle te gaan? Hulle het geweier, hulle het 'n paar dae uitgegaan, ons is by Protea stasie gewees, SAP. En van daar af het ons dan ons roetes gaan ry en jy weet seker gemaak. Toe weier SAP om uit te gaan saam met ons, hulle sê ons sterkloos. Ons vang ouens dan, in steede van om die ouens direk in te bring, en gooi ons hulle agter in die buffels, die binde agter in die buffel. Gooi ons soms een of twee van hulle daar, en dan probeer ons hulle daar vastdruk en vastbel, jy weet, as jy later, en kom jy agter, hoe jy hang, jy het nou seer gekry of iets, mag jy hom nie in, jy weet, anders klaar jy jou aan, mag jy hom nie invat SAP toe nie, en laat gaan jy die ou maar weer, jy weet, maar ons het mal gegaan met die ouens. Maak hulle met toue in die buffel vas en ry rond met hulle, terwyl hulle, jy weet nou nie, dat hulle rond hardloop of sleep nie, maar jy maak hom voor op die buffel op die grid, het jy hom vastgemaak en mik jy na alles toe, het jy hom nou kan maar gaan raak kry of iets, weet jy so as jy dan stop en spring jy af daar so, en sê jy, okay, kom, ek soek name, dan rammel hulle 'n paar name af en adresse en dit, en sê jy, okay, bak, dan gaan slaan ons daai adresse nou weer, om te gaan kyk of waar nou mense daar is nou weer, maar het is, vir die tyd wat ons dit gedoen het, was dit Henkse sport seker ook maar gewees, jy weet, maar ons is die hele tyd nog steeds ook maar in gevaar gewees. Jy weet, hulle gooi met petrol, hierdie glasbottel gehad met petrol in, dan gooi hulle petrolbomme na jou toe, en ons sit in 'n scenario van die ergste wat ons mag gedoen het, is met die rubberkoels geskiet het. Nou, jou rubberkoel is dieselfde size as 'n size D battery. Dan maak jy die rubberkoel oop, en wil jy nou kyk hoe lyk die rubber, dan kom jy nou agter, hoor, hier is nie rubber nie, hierdie is amper 'n stuk klip daar binne, en dan ek jy, okay, bak, kom ons ry hom met 'n battery. Volgende keer as daar weer moles is, dan trek hulle hy skoot af met die rubber bullet, dan is dit 'n everready battery wat hy uitvlieg. Nee, ons het aangejaag, hoor. Ons het roadblocks gehou, wat, ek het een aand met 'n roadblock, Des Brown, wat involved is, hy is nou op carte blanche gewees Sondag, met hierdie selfverdediging, hierdie Krav Maga. Nou, ek en hy was saam op 'n roadblock gewees. Hy staan voor die voertuig, ek staan langs die voertuig, en ek het op daai stadium staan ek met die radio in my hand, dat jy stoppergroepe op beide kante van die padblokkade, het jy nou die stoppergroepe gehad. Met dit saam, Des, toe hy wegstap voor die kar, hy het klaar die ou gestop, en toe hy nou wegstap voor die kar, om die ou nou te ondervra, toe trek jy ou weg, met so ou Colt Galant, hoor die som, hy trek weg, jy hoor net tyres. Hy vlieg tussen die buffels, wat nou so dwars, jy weet, so skuins oor mekaar geparkeer staan, hy vlieg tussen hulle deur met hierdie Colt Galant, en hy jaag. Ek sê op die radio, ek sê, 2-2 Bravo is 2-2, skiet, Colt Galant. Het raak so tjoepstil, hoor.
so sê, volgende oomblik toe trek hy ons weg, maar ek dink hulle het ook hulle gatte afgeskryf, hulle daar wegtrek, en hulle nou skielik skiet, jy weet, hulle kry iets om te skiet. Maar op die einde van die dag is die Colt Gallant paar skote raak geskiet, maar hy het nog steeds weggejaag. Weggekom. Dis wat uitstaan basies daarso. Ons weet nie eens of ons iemand raak geskiet het binne in hy voertuig daai dag nie hoor. Maar julle het nooit, okay, die messteker was nou daar en die petrolbomme en so aan, maar julle het nooit fisies terroriste met AK's teëgekom in daai tyd nie. Nie met onluste nie hoor. Nie met onluste nie. Ons het, daai tyd was dit 'n storie gewees van almal moes na donker binne sy huis wees met die state of emergency. Niemand mag op die strate wees nie. As daar groepe gevorm is, jy weet wat het lyk soos 'n samedromming, dan moes ons dit uit mekaar uitjaag. Kyk, hulle het skole probeer brand, hulle het aangejaag. Daai tyd is dit storie gewees van hulle het vere gevoel, al die boeke gevat op 'n hoop gesteek en steek hulle al die skoolboeke aan die brand. Wat daai tyd deur die staat vir hulle verskaf is, jy weet. Maar met dit saam, kyk, het jy sekere punte gehad wat uitgestaan het op dit. Ek weet het, hulle het na 3 dae te sê hulle hoor die stop die bus. Ons het nou 800 gearresteer. Ek dink ons nog niets gemaak met dit op. Sê ons nou klaar 800 gearresteer, hou op. Jy weet, daar's nie genoeg spasie, jy weet, vir nog ouens nie. In die tronke nie. Ja, toe kry ons basies orders om nie die ouens te vang en te arresteer nie. Ons moes net kyk hoeveel name ons almal uit kon kry. Maar hoor jy so ek sê, ons het, ek kan sê ons het Soweto geroel vir wat sê 3-4 maande. Maar dit was seker nie lekker nie, nee, ek bedoel nie waarvoor jy weermag toe gegaan het nie, of hoe? Ja, daai is, hoorie, as jy, ek kyk nou die dag, ek weet so, ek was maandag, dinsdag aan Nelspruit gewees. Ek terugkom van Nelspruit, toe ons hier so naby Springse wêreld kom. En jy sien hy squatterkampe en dit, en jy begin hy rookwolk so sien, wat jy nou terug hier so in Gautengse wêreld inkom. Hoor jy so, dan kom jy agter ons lewe hier so, en hy rook. Jy weet, destyds in Soweto was dit ook so in die rook gewees. Dit was vuil, dit is, hoor jy so, dit is haglike toestande actually, wat ons daarin was, jy weet, om onluste te doen. Ja nee, dit was seker nie lekker nie. En toe julle nou die dag gesê word, julle gaan nou Loatla toe is julle seker almal skree julle oraal, wat? En weet jy wat, ons het vir ons ouers het ons vertel, hoor jy so, ons gaan Loatla toe en al daai tipe dinge, en die volgende oomblik toe is ons in Suidwes. Toe ons by Loatla verby en ons is in Suidwes, ons slaan oor aande ry. Ons het in die aande ry en die dag lê ons tussen die bosse basies, jy weet. Ek dink ons het omtrent so 5 dae gevat om op te gaan tot in Buffalo Base. Ja. Kom ons breek weer so 'n bietjie en dan kom ons terug na jou toe. Okay.
En ons is nog steeds by om die kampvuur. En ek wil net verskoning maak, hierdie hoes van my wil my net nie los nie, dan sit ek maar die mikrofoon af. En dit ek nou vergeet om die mikrofoon weer aan te sit. En ek praat lekker en daar kom niks deur nie. Maar dit is nou reggestel. Ben, jy het daardie tyd as 17, 18-jarige ouetjie, was jy een van die jongstes in julle battery? Dis nou amper 30 jaar terug, wat julle daar grens toe is, daar bestokings uitgevoer het met die een van die modernste stukke artillerie wat bestaan het daardie tyd en vandag nog waarskynlik daar bo langs aangesien word as een van die bestes. 30 jaar terug wat julle daar in die foxholes ingeduik het as die mix oorkom en alles wat ermee saamgaan, daar is nou nie een van julle dood nie, maar daar is baie ander ouetjies dood. En jy is ook so trek seker nou daar na by die 50. Jy het miskien 'n vrou en kinders, soos jy net nou vertel het, nou ry jy in die Transvaal rond. Jy is een van die van ons wat nog hier in Suid-Afrika is. Baie van ons is al oor see. As jy nou terugkyk, wat dink jy as jy so terug? Ja, dit was kameraadskap en dit was in 'n sekere opsig 'n lekker tyd. Maar as jy nou alles op en aftrek, dink jy die was die moeite werd? Dink jy nie ons moes, ek wil nou duivels advokaat speel. Dink jy nie ons moes... Daar's net een ding wat by my opkom. Waarvoor het ons dit als gedoen? Daai tyd. Dit is die vraag wat seker op almal se lippe is, jy weet. Hoe hanteer jy dit? Hoe sien jy dit? Man, dit is 'n storie van ons het geveg daai tyd. Kyk, jy is weermag toe. Jy is deur jou basies, jy weet jy is gevorm. Jy het jou opleiding gekry, jy het ingegaan, jy het jou werk gaan doen, basies wat jy moes doen. Jy het alles vir jou land gedoen. Jy weet, ons het ingegaan, jy is in so'n situasie gewees van, jy het vir jou land, jou familie gedoen, jy het vir jou God gedoen, al die type dinge, en volgende oomblik, hier word alles weggegee, basies, jy weet. Dit was 'n harde pil gewees om aan te sluk, en jy lewe saam met dit, jy gaan aan, kyk, kom ek sê so, met die ouens, kyk, ek is redelik in kontak met 'n hele paar van die ouens wat saam met my waarbo was. Onder almal van hulle, jy praat van ouens wat, ek weet nie of het nou 'n eenvormigheid is nie, maar is 'n paar huwelike wat hulle deur is, of hulle is geskei net, of jy weet, ek weet nie, is asof dit amper onstandvastigheid veroorsaak het na die tyd, hoor, deur die ouens wat, jy weet, jy is ingegaan, jy het alles ingesit, jy teruggekom, en die volgende oomblik, hier word alles weggegee. Jy weet, jy dog nog by jouself, Jesus, ons net nou weer oproep vir 'n operasie, dan gaan ons nou weer ingaan. Die volgende oomblik kom jy agter, maar hoorie, dit sal nooit weer gebeur so nie, jy weet, dit is maar ietsie, jy weet self, hulle het 3-2 heeltemal ontbind, jy weet. En met dit saam is die storie van, ons voel dieselfde daaroor, jy weet, die storie van alles wat ons gedoen het, is, jy weet, hulle kon net sowel dan, weet, daai tyd kon hulle hierdie peace talks, kan jy sê, gehou 10 jaar vroeër, en dis dit. En dan nie ons daar onnodig daarbo gaan sterf nie. Ja, maar daardie tyd het ons geglo, né? Ja. Ja, ek sê, dit is 'n tyd daai, dis seker die lekkerste tyd in jou lewe as jy terugkyk aan nie, daarmee, maar is 'n tyd wat baie ouens sê, wat hulle nie weer wil oor hê nie. Jy weet, dis 'n aangename, bitter herinnering, kan jy amper sê, die hele storie. Ek het uitgekom uit die weermag uit, toe my maal is op baie stadium in vryheid gewees. Jy weet, nou ek het groot geword hier so in Johannesburgse wêreld, jy weet, so, toe ek nou kan vryheid toe gaan, dis ons nou lekker, jy weet, jy sê af Natal toe. Maar ek het daar begin werk, en toe ek my kon kry, toe stap militêre polisie daar aan, en hulle sê, hoor, so, jy word nou aangekla.
Ek sê nou, wat's nou fout? Hulle sê nie versuiming van adresverandering. So het ek 'n adresverandering nie aangemeld nie, hoor. Kom op Pretoria toe, kom hierso. En toe ek hier kom, toe stryk ek hierdie lekker lak. Een van die luitenante wat saam met my in die weermag was, is toe ek kaptein in die staande mag al. Hy sê vir my, wat soek jy hierso? Ek en nou Johan Kemp. Twee van ons is daar so op kort, maar weet wat gekort marshal om rede adresverandering en ek dink 'n kamp of 2 wat ons moes bygewoon het, wat ons nie bygewoon het nie. En nog voor ons kan ingaan, kry ons hierdie kaptein Hatting toe en sê vir hom, hoor hierso dit en dit het gebeur en jy weet dis waarvoor ons hier is en al daai dinge. Hy stap toe deur, hy praat toe met die majoor wat nou ons die kort marshal nou hanteer basies. Stap in, ek wil nog begin verduidelik en hy vat die verduideliking, hy kyk so, hy sê nou okay, hy sê ek laat julle gaan op waarskuwing. Maar moenie laat ek julle weer vang, laat julle nie opdaag vir 'n kamp of enigiets soos dit nie. Man, seker omtrent so 'n maand later, ons praat nou hier 1991. Toe kry ek oproep instruksies en ek werk toe vir 'n firma. Die ou gaan en hy skryf 'n brief vir die weermag dat die ekonomie my meer nodig het as die weermag. Want het was net onluste, ja, hy het uitgegaan Messina toe vir onluste en sulke tipe dinge. Jy weet, het moes als daarbo bedaar, jy weet, het moes al klaar begin vir, jy weet, rustig geraak daarbo. Maar dit saam, toe skryf die ou die brief vir my. Ek sê, hierdie brief gaan nie werk nie. Hy sê, man, hy sê, vat die firma bakkie tot op Pretoria stasie. Hy sê, as jy Pretoria stasie gekom het, hy sê, nou gee die brief in, en kom jy weer terug. Ek sê, nee, maar goed. Man, kom op Pretoria stasie, hulle sê, wat is 'n brief? Hulle sê, berg die brief in jou sak en klim ons in die voertuig, gaan ons uit Hammanskraal toe. Op Hammanskraal gekom, ons daar seker om by 20 ouens, en jy ken ons die storie. My vrou is pregnant, en my meisie is pregnant, en die siek, en hierdie ou is nou amper dood, en dit is die, en is daai, jy weet enige verskonings waar die ouens mee uitkom. En ek vang hierdie brief, en ek gee hom deur vir die ouens ook daar so. Hulle kom terug, hulle sê, meneer Boysen, jy, en hierdie ander ou, 2 van julle, kom hier so, staan aan die een kant. Die ander van julle gaan tree aan, julle gaan kamp toe. Hulle sê nou, wat nou? Hulle sê nie, julle kan maar terug gaan, Pretoria toe. Hulle sê nou, hulle sê nie, die kamp is afgestel vir julle 2. Ek sê, okay, ek sê, wel, hoorie, is Hammanskraal die. Hulle sê, man, ek voel vere, waar julle heen gaan en wat, trap het onder my oë uit, dat julle sleep. Hy kon terug Pretoria stasie toe. Hy het kon jy moes nog gehaik het. Ja. En nou, hoe sien jy dit vorentoe? Ons het nou hier, ons is nou in 2015, 20 jaar, wat alles nou, soos jy ook gesê het, weggegooi is, weggesmyt is. Het jy kinders? Niks wat ek van weet of voor onderhoud betaal nie. Maar jy het seker familie met kleinkinders, nee? Ja, nee, het is, van my familie is oorsee, jy weet, uit Nieu-Seeland toe en so aan. Maar die res byt maar nog vas, jy weet, dit is storie hierdie van, wel kyk, die ANC is oor die vingers getik van die begin af. Jy weet, die nonsens wat hulle aangejaag het, en soos hulle begin geld vat het, en geld verduister het en dit, nee. Al die dinge is seker ook gedoen wat deur die NP, jy weet, Nasionale Party destyds, maar die ANC word uitgevang om rede, hulle weet presies waar word gesteel, jy weet, waar word daar uitgevang, jy weet. So hulle het er 'n bietjie kort gekom daarmee. Maar kyk, het is maar nog steeds 'n storie van ons is outnumbered basies wat dit aanbetref. Jy sal nie met ander party maklik sê jy okay, Bakgat, jy kan basies oorvat nie, jy weet. Maar afgesien van partye, situasie daai. Ben, afgesien van partye en politiek en al die tipe dinge. Hoe sien jy die toekoms? Dink jy dit sal regkom? Ek sien dit nie regkom nie, hoor. Ek dink ons sit nou waar Zimbabwe was, het klompie, ja, wel destyds seker toe ons in die weermag was. Ja. Dink ons is so 30 jaar agter Zimbabwe op die oomblik. Ja, en nie een van ons is Sina van Rensburg nie, nee, maar ek dink ons is maar almal, wat jy basies sê, is wat ek ook sê en wat baie ander mense sê, ons het rede om bekommerd te wees. Maar in die tussentyd is dit lekker om terug te dink, en dit is ook nodig om terug te dink, veral aan ons makkers wat dit nie gemaak het nie.
en wat baie keer miskien nie so 'n lekker tyd gehad het nie. Ons dink vanaand weer aan hulle. Ben, baie dankie dat jy ingestem het, want ons het nog nooit 'n gunner gehad nie, en dit was nou regtig interessant vir my, en ek hoop vir die luisteraars ook, om te luister na hoe dit aan julle kant, soos hulle mos sê, aan die stompkant gewerk het. Is ons reg, nee, julle is mos die stompkant. Ja, nee, ons het basies daar gewees, die lugmag moes die eerste aanvalswerk doen, en gaan ons in met die artillerie om die sagmaakwerk te doen, vir infanterie en meg-infanterie om dan oor te vat op die grond voor, en dan net weer deur te loop basies. Ja, in julle geval was die lugmag nie eens daar nie, né? Ja, ons moes alles doen. Goed, en nogmaals dankie Ben, en ek dink ons kan nou afsluit met die gewone huldiging aan ons makkers wat daar bo agter gebly het. Kom ons sluit af.